Nou, wanneer ons praat oor die nuus van die week, en probeer ons altyd so 'n Suid-Afrikaanse hoek op die ding te kry, en natuurlik is daar ook 'n Suid-Afrikaanse hoek, maar ek dink is die internasionale nuus wat sekerlik hierdie gesprek gaan oorheers. Goeiemôre en baie welkom aan jou. Môre Dawie. Lekker altyd met jou te gesels. Wel, daar verander die hele wêreld se prentjie iewes skielik oornag. Ek kan nou probeer om my ekonomiese prentjie te skets daarso, wat ek nie weet wat gaan gebeur, dit hang nou maar af hoe lank hierdie ding gaan aanhou. Maar hier is 'n skok op die wêreld se ekonomie sonder enige twyfel, en natuurlik is hier, ek kan sê, 'n sekere skok op die politieke landskap ook. Ja, ons het nog nie eers eintlik mooi begin sin maak van wat Amerika en Venezuela gedoen het met die ontvoering of die uitlewering van Nicolás Maduro nie, en nou het ons hierdie inval van Iran deur Amerika en Israel. Nou daar's 'n klomp ontleeders wat sê dit is eintlik hoofsaaklik Amerika se oorlog. Hulle wil wys hoe sterk hulle is, hulle wil wys dat hulle mag geld, en om dan swaalf op te staan teenoor China, want China befonds Iran tot 'n groot mate, koop baie van Iran se olie, en dat dit eintlik maar, soos hulle in Engels sê, 'n proxy oorlog is. Of is dit Israel wat wil seker maak dat die terreurdreigement wat Iran deurgaans het, dat hulle dit wortel en tak uitroei. Maar ons gaan nog sien hoe dit uitspeel. Donald Trump het net na die aanval gesê hy verwag dit gaan omtrent so 4 weke duur, maar dat hulle voorskedule is, asof hy praat oor 'n bouprojek. Maar ons gaan sien, want indien dit langer aanhou, dink ek gaan dit polities nadelig word vir Donald Trump. Het nou juist gepraat oor die ekonomiese gevolge as dit mense se beursies gaan begin raak, veral in Amerika. Dan gaan ons miskien heeltemal 'n herrangskikking sien. Wat vir my, dis natuurlik die Iran situasie, dit is eintlik baie interessant. Wat vir my net 'n klomp dinge is interessant, is ek weet nie eintlik waar om te vat en te los nie. Een daarvan is, ek stel jou nou voor dat Israel saam met 'n klomp Arabiese bondgenote eintlik teen amper, die Arabiere het nou nog nie betrokke geraak direk nie, maar daar word op hulle geskiet. So laat Israel saam met Arabiese bondgenote teen 'n ander islamitiese land. Ja, ek weet nie of mense op hierdie stadium bondgenote kan doen, maar ek dink wat gebeur het is dat Iran se aanvalle nou op daai golflande, die Verenigde Arabiese Emirate, Saudi-Arabië, Kuwait, Bahrein, Oman, al daai lande, dit dryf amper daai lande in Amerika en Israel se arms in. En wat interessant is dis aanvalle op, kan mens maar sê, burgerlike infrastruktuur, hotelle, winkelsentrums en so voort. Dit was 'n groot vlate gewees van Iran. Ek dink ook so, maar ek dink wat Iran nou probeer doen, en miskien met die dood ook van die Ayatollah Khomeini, is om soos hulle in Engels sê, 'n kill switch, om soveel onsekerheid en ontwrigting en destabilisering in die streek te saai, dat dit amper eskaleer tot 'n vlak wat Amerika en Israel nie voorsien het nie. Maar ek dink tog nie dit gaan nie, want ek dink wat mens nou sien is dat daai lande gaan saam staan en sê, ons wil vir die land wys dat ons 'n veilige beleggingsbestemming en toerismebestemming is. En as jy nou sien hoe leeg die strate van Dubai en daai stede is, dit lyk amper apokalipties. So dit is nie wat daai lande wil hê nie. Ek wil net vinnig 2 goeders aanraak. Die een is daarvan dat China is baie stil. Hulle het ook dinge gesê, maar hulle is baie stil. Die Russe is baie stil. Maar baie belangrik vir Suid-Afrika sekerlik, is die BRICS-lande. Die BRICS-lande is baie duidelik dat dit is miskien 'n ekonomiese blok, maar is sekerlik 'n tandelose politieke monster. Uit en uit tandeloos. Ek dink wat dit ook nou wys is hoe polities ondoeltreffend die groepering is. China, Rusland nog niks gedoen om tot Iran se steun in te kom. En wat ons ook vroeër vanjaar gesien het, daar was vlootoefeninge waarin Iran deelgeneem het. En die Verenigde Arabiese Emirate. So nou het jy 2 lande wat deel was van die BRICS plus, soos hulle sê, en nou het Iran aanvalle op die Verenigde Arabiese Emirate gedoen. So weer eens vraag mense, hoe sterk is daai bande? En ons as Suid-Afrika, dis noodsaaklik dat ons neutraal hierso bly. Daar's al baie gesê oor die ANC se verhouding met Iran, wat geskiedkundig is. Ons eie hoof van die weermag het tot verlede jaar nog besoek aan Teheran afgelê en gesê hy steun Iran en hy's nog nie geroskam daaroor nie, maar ons moet nou neutraal bly, want ons kan moontlik ekonomies minslaan nie uit. Die skeepsvragte wat deur die straat van Hormuz gaan, kan moontlik nou om Kaapstad kom. So as ons slim is, kan ons regtig dit in ons voordeel gebruik. Lorenzo, ek moet nou ophou. Dit is nou baie jammer, maar dankie dat jy weer 'n keer met my by ons het draai kom maak het. Ja, dat is baie goed. Ek dink Suid-Afrika gaan 'n groot voordeel kry met die tankskepe wat om die suidpunt gaan nie, maar ons kan 'n groot nadeel kry as ons onsself verkeerd polities posisioneer.